En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Heer. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U sê baie dankie dat U U lewe neergelê het vir ons. Dankie dat U gehoorsaam was aan die Vader, dat U vlees kom word het, onder ons kom woon het, onder ons gewandel en bedien het, en dat U U lewe neergelê het, opgestaan het uit die dode, gekroon is as die Here van die Here en die Koning van die konings, om aan ons te gee die nuwe lewe, en ons voor te stel aan die Vader. Hoe lieflike voorreg is dit nie? En ons bid, Here, nie net vir vanaand hier in die De Wetsaal nie, maar ook vir die tydperk wat ons nou vooruitskou, die nuwe jaar wat aan die kom is, dat U aan ons sal gee om in nog meer diepte, en nog meer waarheid, en nog meer heerlikheid met U te stap, totdat ons U sien van aangesig tot aangesig, in Jesus se naam. Amen. Ja, is dit waar daai? Begeer jy dit ook? Het was, dat ek nou gewoon dink, wanneer was het? 1989, kry ek was in die army in 89, en ek kry pas om kerk toe te gaan, en daar preek 'n besoekende prediker, en sy naam was oom P.D. Leroux. Hy was 'n ou AGS pastoor, had met vuur gepreek het, as hy praat hy nie sommer nie, hy praat, jy weet so. Ja, vreeslik sterk. Een van die dinge wat hy gesê het was, wat ek dus onthou, hy het gesê, halleluja, halleluja. Weet so, of voel jy, woe, amen en amen. Ja, die oom kom, woe, is recht op Pinkster oom. En hy het daai jaar gesê, hierdie jaar gaan God jou in diepte vat. En ek het dit neergeskrywe, want dit kan nou net 'n gawe ding wees om te sê. Of, jy weet, ek het dit neergeskryf, nou sal ek julle vertel, ek kan nou nie vreeslik veel van die preek onthou daai dag, maar daai reeltjie het by my gebly oor jare, en ek besef, maar dit is wat God doen, hy vat jou in diepte, maar daardie in diepte vat, in verhouding met hom, en in diepte, in kennis van hom, lei ook dikwels deur dieptes. Julle verstaan dit, nee? Ja, en jy weet dit, en ek besef net, Here, ek wil nie deur dieptes gaan nie, op my eie wil ek nie, wie wil? Ek wil, wie's daar wat sê, okay, ek volunteer, niemand wil nie, maar as dit saam met U is, dan is dit reg, want dis die belewenis saam met God, en dit is die een belangrike ding, ek wil vandag vir julle sê, nou weet nie hoe is julle belewenis en hoe julle dit al opgetel het nie, maar daar's baie Christene, baie gelowiges, wat baie ywerig is in hulle godsdienstbeoefening, maar vir wie Jesus nie regtig werklik is nie. So, as ek jou sou vra, jy weet, ken jy Jesus, en dan sê ja, en jy kan goed vertel, maar as ons langer praat, ek beleef dit nou, ek sien dit nou heel wat, dan sien ek, maar Jesus is nie regtig werklik vir jou. En die persoon weet dit nie altyd nie. So jy voel, nee, ek ken Jesus, en ek is so van, maar ek verstaan nie, dat hy nie eintlik nie regtig vir my werklik is nie. Dit is 'n vreemde situasie. En een van die voorbeelde gaan julle dit sê, want ek gebruik dit nou, ek wil nou nog gee. Maar die een was, die gesprek wat ek gehad het, julle ken hom, ek het hom al hier vertel, met 'n man wat raad vra oor 'n krisis by sy werk, wat hy al vir 3 jaar het. Vir 3 jaar. Nou kom hy ry ver, om by my te kom raad vra, gee vir my 'n bietjie raad, hoe, en ek vra vir hom, is jy 'n Christen? En hy sê, ja. Ek sê, is Jesus vir jou werklik? En hy sê, ja, hy is. Ek sê, hoe werklik? Hy sê, baie werklik. Ek sê, hoe baie werklik? Ek bedoel, dit gaan nou, asof die gesprek nou eintlik nou niks veel inhoud in het, weet, wat gaan met die ou aan?
vra hoe baie? Ek het mos nou klaar gesê baie. Nee, baie, sê hy. Ek sê, okay, so sê vir my, wat sê Jesus vir jou oor jou krisis by die werk? So hy sê, hy kyk so, vat soos ek ken, hy sê, that's a very good question. Dis die punt. Sê, dis 'n baie goeie vraag. Dis die punt. Nou, ek wil, julle het Bybels hier, nee, het julle Bybels hier? Ek gaan vir julle nou sê waar, ons gaan lees. Om Jesus as 'n werklikheid te beleef, 'n werklikheid, nie net 'n gedagte nie, jy weet, nie net 'n onderwerp nie, maar as 'n absolute werklikheid. Die Here van die heelal. Alle dinge is deur hom geskape, sonder hom is nie een ding geskape wat geskape is nie, en hy hou alle dinge in stand. Die regte Jesus, die Here van die heelal. Nee, die een voor wie elke knie sal buig en elke mond sal bely. Die goedjies wat ons weet, wat ons lees van Jesus in die Bybel, en die feit dat jy dit lees, die feit dat jy selfs weet wat dit staan, beteken nie noodwendig dat Jesus vir jou werklik is nie. So, toe gaan dink ek nou 'n bietjie, want my eerste plek waar ek nou die saak ondersoek, nee, is my eie lewe, en my eie hart, en my eie belewennisse, my eie reaksies, en motiverings, en so. En jy weet wat 'n ou doen met die draai van 'n jaar, en julle doen dit seker ook, maar ou kan dit maar gereeld doen, want daar's nogals, daar's nut in. Veral met die draai van 'n jaar, dan kyk jy mos nou terug, dan's daar 'n element van evaluasie in. Jy evalueer nou. Ons sal nou vandag ry, ons het gaan roei vandag by Hermanus, dit was lekker. Maar nou sal ons skielik sien, maar nou ons weet nou nie of het so is nie, maar dit het ons laat dink aan skielik vroeg vanoggend, sien ons, maar daar's nou klomp mense wat draf. Nou wonder ek of dit nou deel is van die evaluasie in die nuwe jaar, en okay, hierdie jaar. Nee, daar is mos iets daarvan. Nou, meeste van dit is natuurlijk bevul, want ons besluit, ons gaan, oefen en hou dit tot die 2 Januarie, of wat ook al ons besluit, maar daar's nut daarin om dinge te evalueer en terug te kyk. Ek dink dit is skadelik vir 'n mens om net aan te gaan en nooit dit te doen nie. Daar's nut daarin om terug te kyk oor jou verhouding met jou huweliksmaat en te evalueer, nie net waar jy nou is nie, maar waar jy vandaan kom, daar's nut daarin. Nou as ek oor die belangrike onderwerpe dink, dan is my eerste punt van refleksie is my eie lewe, wat ek sien by my. Dan sien ek sekere goed by my, en dan wonder ek of dit ook by ander sigbaar is. En dan sien ek, nee, maar wag, die ding wat ek nou raak sien oor myself, is nie uniek nie. Want ek sien, daar sien ek het, en daar sien ek het ook, en daar sien ek het, in die gesprek, in die situasie, sien het oral. Dan begin ou oplet, maar dit kom nogals baie voor hierdie saak. Maar wat so snaaks is dat dit so baie voorkom, maar nooit in 'n gesprek figureer nie. Het kom nooit op in 'n gesprek nie. Nee, dit is amper soos die dood. Almal van ons wat hier sit, gaan dood. Niemand praat daaroor nie. Dan dink ek, maar dan moet 'n plek wees, dat 'n ou daaroor kan praat, nie net die laaste oomblik van jou lewe, waar jy nou sê, die asbakkie gaan na jou toe. Verstaan? Ek dink as 'n plek waar ou kan net sit, sonder om nou swaar en depressie, jy weet, dit praat net oor een van die normaalste goed in die lewe. Nou sal ek nou dink oor die belewenis van Jesus as 'n werklikheid. Nou sien ek die volgende. Ek sien, onder gelowiges is dit baie maklik om Jesus as 'n filosofie te hanteer. Nee, 'n filosofie bestaan uit 2 Griekse woorde, phileo en sophia, net liefde vir wysheid. So, jy weet, mens kan filosofeer oor die Springbokspan ook. Die manne doen dit. Ons kom by mekaar, ons het 'n vleisbraai, en dan sal jy nou sê, kom ek jou vertel wat is fout met die afrigter. Het jy hom al ontmoet? Nee, nog nooit nie, ek het nie nodig nie.
Want dit wat ek is net so amazing, my kennis is net so fantasties. So nou deel ons kennis uit, dis glad nie gegrond nie, maar jy beïndruk jouself met al die dooitjies wat jy nou kan, jy weet, jy kan dit hier aanhaal in 'n daai berig, en hierdie ding, en 'n maat van jou, en 'n oud onderwyser, en toe jy weet, so kannetjie rugby gespeel het, en jy weet, jy het nou al hierdie goed waaruit jy 'n hele gesprek kan voer om die Braaivleisvuur oor die Springbok afrigter wat jy nog nooit in jou lewe ontmoet het nie. En niks van weet nie, nog nooit sy hand geskid het nie. En jy kan filosofeer oor hom. Ons kan Jesus op presies dieselfde manier hanteer. Ons kom by mekaar en ons praat oor Jesus, want ons het baie inligting. Ons het 'n hele Bybel, en ons het preke, en ons het YouTube, en ons het hoor, en ons kan praat, en ons kan so, en ons het hierdie, en ek dink, en nee, daai, en jy het, en jy het 'n geleentheid ook om dikwels 'n bietjie van jou nuutste kennisspiere te flex in sulke tipe gesprekke. Want jy het die boek Openbaring ontsluit gelees. Daar's mense hier wat nie eens weet wat dit is. Okay, so dis die een ding. Ons hanteer Jesus as 'n filosofie. Die ander manier wat ons dikwels doen is jy hanteer Jesus as 'n afgod. Nee, so kom ek beskryf dit, dan kyk jy of jy dit erken. So hoe 'n afgod werk is so. Jy kry 'n afgod, 'n beeld. Die Oekraïners, ek onthou uit daai dae, hulle het vreeslik baie afgode gehad, nee. En dan het jy nou Dastbog, is die een afgod. Hy het gestaan in die hoek van 'n huis, dan eet hulle, dan het die pa van die huis 'n skeppie kos gevat, en dan fliek jy dit. Ja, dis deel van die. Het was. Dan slaat hy vrou van hom pimpel en pers. Ek het hom net die huis skoon gemaak. Maar dan gooi hy nou, dis een van die goed, so jy gaan na die afgod toe, jy bring vir hom sekere, wat ook al 'n bakkie rys en wat ook al jy nou moet bring, nee, jy bring vir hom sekere goedjies wat jy nou voel, en dan vra jy vir hom, hy moet jou beskerm, hy moet jou oeste, jy weet, so, wat ook al jy nou wil weet en wil vra, dit kom jy nou om toe. Baie mense hanteer Jesus in presies dieselfde manier. Jesus is daar, want as ek in 'n moeilikheid kom ek na hom toe, en ek bring vir hom, en ek bid die mooiste goed, ek praat heel anders in die huis. Maar die oomblik wat ek bid, dan praat ek sulke verhewe tale, en so aan, en ek sê die goed wat ek dink hy wil hoor. Sê ek nou vir hom, bid ek nou vir hom, en dan vra ek vir hom, asseblief, help nou, waarmee ek ook al behoefte het, en dit is my verhouding met Jesus, en hy is op daai opsig niks minder as 'n afgod nie. As jy verskil hoe ek Jesus hanteer, so, en die ander ouens in Sentraal-Afrika of in die Amazone, hulle afgode hanteer, en is presies dieselfde. As 'n ander manier, hoe ons ook Jesus hanteer, en dit is 'n if. Nee, 'n if is 'n imaginary friend. Nou, weet julle wat 'n imaginary friend is? Het julle al gehad van hulle? Ek het, baie. Ek was altyd die hero. Dis 'n vriend wat jy het, as jy nou dink in jou kinderdae, jy weet, jy praat met hom, as jy van die skool af, jy het 'n vriend, en is jou maatjie, en hy speel, en hy's 'n amazing maatjie, want hy doen alles wat jy sê, en hy, weet, dis jou maatjie, en jy praat, daar's niemand daar nie, maar jy praat met hom. Ons hanteer Jesus as 'n imaginary vriend, hy is net altyd daar. Ek sal vir mense vra, as Jesus jou baas, dan sê hulle, nee, hy is nie my baasie. So wat is hy? Hy sê, hy is my vriend, ek vertel hom alles. Dan dink ek, soos imaginary. Nee, ek stel nie belang oor wie hy nie. Ek wil nie weet wat vra hy nie. Hy het ook nie 'n persoonlikheid en 'n lewe en 'n teenwoordigheid van sy eie nie. Hy sê my maatjie, as my vrou lelik is met my, dan vertel ek hom. Vertel hom alles. Ek ry nie verkeer, en ek sê, en dis wonderlik om met Jesus te praat, maar nie as jy hom as 'n denkbeeldige vriend hanteer nie. Hy is nie 'n imaginary friend nie. Hy is nie 'n afgod nie, en hy is nie 'n filosofie nie. Hy is 'n werklikheid, 'n regte persoon. Rarig.
Dit voel vir my baie keer ek moet dit 'n paar keer sê, want dis nie so vanselfsprekend nie. En om Jesus te belewe, iemand wat ek nie sien nie, soos my seentjie wat daar agter sit, toe hy klein seentjie was en sy boetie, vra hulle vir my, waar is Jesus? Waar is hy? En ek het die lieflike taak om te verduidelik, hy is hier, maar jy kan hom nie sien nie. En in hulle wêreldbeskouing van daai tyd, gaan hulle albei se oogies so helder, hulle gaan sê, wat hulle weet, as iemand hier is, maar jy kan hom nie sien nie, dan kruip hy weg. En die een seentjie, die een boetie sê vir die ander, hy's in die kas. Hy's in die kas. Want as hy hier is en jy kan hom nie sien nie, dan hier is nie baie plek om weg te kry in die kamer nie. Die enigste goeie plek waar ek sou, is in die kas. So dis seker waar Jesus is. Om Jesus te kan belewe as 'n werklikheid, is 'n heeltemal 'n ander saak. So as ons bid, thank you God for sending Jesus, thank you Jesus that you came, Holy Spirit, won't you tell me more about that lovely name? Die hele saak is dat ek hoor van Jesus, die aanhoor van Jesus verwarm my hart. Maar daar's meer as net om van hom te hoor. Daar's die feit dat ek hom regtig kan belewe. Ek het imaginary friends gehad, maar kon hulle nooit belewe nie, want ek het aan hulle lewe gegee. Ek het aan elkeen van hulle persoonlikheid toegeskryf, of as daar nou net een was. Jesus is nie dit nie. Ek gee nie aan hom lewe en 'n persoonlikheid nie, maar ons doen dit. Jy verbeel hoe lyk hy, en jy verbeel hoe is hy, en dan jy verhouding met hom volgens jou verbeelding. Daar's iets ver beter as dit. Jy kan hom belewe. En ek bedoel nou nie, ek gaan nou weer my seun gebruik agter, want hou bid hy, nee, en nou bid hy's op laerskool, en sy potlood is klaar, en dit was daai tyd in die huis waar dit nou so bietjie skraps gegaan het, want die kerkraad het ons gebid, Lord keep him humble, we will keep him poor, nee, en hy is by die skool, en hy bid, en hy sê, Here, Jesus, gee vir my asseblief 'n potlood, toe hy by die huis kom, die middag onder sy kussing lê daar 'n potlood, en sonder dat Pippa geweet het, het haar vriendin ingekom, en sonder dat Pippa weet, het sy na die kinders se kamer toe gaan, en vir elkeen 'n potlood onder sy kussing gesit. Daai selfe, Willem kom terug, en hy het hierdie belewenis, en jy daai, what? Okay, nou dis kosbaar. Verstaan, dis kosbaar, jy het vir iets gebid. Daar was iets, en jy's laerskool, man. En jy kom by die huis, en vertel het oor. Er lê 'n potlood. Weet, dis die gevoel van, wow, so, daar is 'n God. Hy hoor my regtig. Dis kosbaar. Luister, daar's veel meer. Dis wonderlik. Ek bid dat julle almal daardie belewenis sal hê. Van waar jy bid en daar's 'n reaksie, maar daar is meer om Jesus te beleef as 'n werklikheid, selfs meer as 'n situasie soos daai. Anderste bly jou Christendom bloot net 'n morele nicety en teorie met amazing argumente. That's it. En dit bring ons by 'n plek waar ons sal sê, waar Paulus skrywe, hulle die gedaante van godsaligheid verloon. Nee, dis 'n soortgelyk, maar hulle die krag daarvan, hulle het hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloon. Nee, nou wil ek vir jou ietsie sê. Wat gebeur het in hierdie jaar, is yesterday. Kan niks aan doen nie. Dis gister, goed of sleg. Ek kry vanoggend vra ou vir my op WhatsApp, as ek nou besef, ek het 'n klomp besluite gemaak waarin Jesus nie was nie in my lewe, wat doen ek nou? Wel, jy kan ongelukkig nie teruggaan en hulle oormaak. Daar is iets wat jy kan doen, maar wat gebeur het in die verlede, dis daar. Kan nie nou teruggaan nie, daar's nie 'n tydmasjien fasiliteit beskikbaar nie, kan nie gaan verander nie, wie van ons sou dit graag wou doen, nee? Maar hier is ek nou, by hierdie einde van hierdie jaar, en ek het 'n nuwe jaar. Nou,
wat is die uitnodiging? Perfecte timing. Kan ek net die liedjie kies volgende keer? Ek het ietsie Bach miskien. So wat is die uitnodiging? Nee, hier lê jy met 'n nuwe jaar. Ons gaan nou hierdie nuwe jaar in. Nou sê die ouens, ja, maar onthou net by nuwejaarsdiens moet jy mense bemoedig. Ok, luister, ek het lankal opgehou om dit te doen, want om mense net bloot te bemoedig ter wille van bemoediging is net nie 'n goeie gawe vrugtevolle oefening nie. Ok, maar wat kan jy sê? Wat kan jy bloot lê? Wat kan jy bekend maak wat waarlik bemoedigend is tot in die dieptes van jou siel? Wat kan jy sê? Hier is die een ding. Peter het gesê, God sal jou in diepte vat. En die uitnodiging op jou siel is die van julle wat nou van hierdie boekmerkkaartjies het. Julle moet kyk, want daar's 3 kosbare skrifte daarop. En die eerste een, op jou kaartjie, is 1 Korintiërs 1 vers 9, wat so lui. God is getrou, deur wie ons geroep is, om gemeenskap te hê met die Seun, Jesus Christus, onze Here. Daar is iets kosbaar om van jou te sê. Ek weet nie wat wens jy vir die nuwe jaar nie, maar ek kan vir jou sê, wat wens God vir die nuwe jaar? Hy wens, as jy nou dit verstaan my woorde, hy bid jou toe, om in diepte te groei, in jou belewenis van sy Seun, Jesus Christus, onze Here. Dis 1 Korintiërs 1 vers 9. Dis wat op jou lewe lê. So as ek nou die tyd gehad het, sou ek nou elke ou hier in sy oë en jou oë wil kyk en sê, jy kom al so amazing pad. Party van die draaie wat jy gemaak het ongelooflik trane veroorsaak. Nie net hierdie jaar nie, oor jou lewe. Party groot vreugdes, hartseere en alleen wees en oorwinnings. Maar ek kan vir jou iets sê, sonder om leeg te wees in my poging. En dit is dat daar is niks meer wat die Vader so opgewonde maak as die vooruitsig dat ek en jy sy Seun kan beleef nie. Om hom te beleef. Nou wil ek vir jou sê hoe. Is julle lus om dit te hoor? Besef julle dat dit baie meer gewild is om na waarheid te luister as wat dit is om waarheid toe te pas. Ek gaan dit weer sê. Jy check jou eie hart en sê of dit reg is. Dit is baie meer gewild om na waarheid te luister as om waarheid toe te pas. Iemand wat deeglik belese is oor punte van waarheid is nie te sê hy is kundig in die toepassing daarvan nie. Dat ek dit ook weer sê, dat dit insink. Iemand wat belese is in punte van waarheid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, beteken nie, hy is geoefen om dit toe te pas nie. Dit is hoekom jy iemand kan kry wat amazing preke gee, ongelooflik geskool, en sy lewe val uit mekaar uit. Dis hoekom het moontlik is dat ek en jy na jare sy amazing konferensies en amazing dienste en amazing boeke en amazing selgroepe en bidure en belewennisse en kampe en noem het nou maar op. Dikwels nog steeds sukkel met dieselfde onvolwassenhede wat ons vir die laaste 35 jaar gehad het. Dis hoe dit moontlik is.
Ek voel die verwarming van die waarheid in my hart en ek gaan, wow, het was 'n amazing preek, ek moet dit aanstuur vir my tannie Poppy wat daar in Port Elizabeth bly, en so aan, en ek, wow, en ek kom nooit by die punt waar ek my hart buig om daai waarheid toe te pas in my lewe nie, dit kom net nooit daarby uit nie. Dit is net die mees ongewilde ding om te doen. Ek praat van ondergelowiges. Is dit waar van jou? So hoe kan ek Jesus beleef, want hy het vir ons vertel hoe? As jy lus om te kyk, Johannes, die evangelie van Johannes. Nou kom ek vertel, ek wees nou met julle regheid, ek lees hierdie versie, dis my absolute go-to versie, was nie die enigste een in die Bybel, maar dis die een wat ek altyd eerste lees, maar as baie ander ook. So as jy wil, dan maak jy 'n aantekening van hierdie versie, en as jy van die Bybel sê wat kruisverwysing sê, doen die kruisverwysing, dit sal jou gloupie blaas, dis amazing. Maar ek wil hierdie een vir jou lees, dis Johannes 14. Nou, ek en jy mag dalk dink, dat die disippels het 'n onregverdige voorsprong bo ons gehad. Hulle het Jesus gehaat by hulle het verstaan, hulle het geryk hoe ryk hy, gesien wat eet hy, gehoor hoe klink hy, gesien hoe lyk hy, hoe stap hy, hoe lag hy, hoe praat hy, en so aan, hulle het dit alles belewe. Nou wil ek net vir julle sê, luister, dit is waar, dit is 'n voorsprong. Dit het hulle net glad nie gehelp in hulle lewe daarna nie. 0. Paulus sê dit ook, hy sê, ons het hom na die vlees geken, maar ons ken hom nou nie meer so nie, want ek moes agterkom, al weet ek hoe hy lyk, en hoe ryk hy, en hoe klink hy, en hoe stap hy, en hoe lag hy, dan weet ek nog eintlik niks van hom nie. Wat ek moet leer ken is wie hy regtig. Dis die Jesus wat ek moet leer ken, want hy is ver groter as die Jesus van Nazareth. Hy is nie net bloot die seun van 'n timmerman nie. En dis die deel waarmee hulle gesukkel het. Hulle het gesukkel om te kom by die plek dat Jesus is wie hy sê hy is, dat hy meer is as hoe hy presenteer. Want ek kyk nou hoe presenteer hy, en dan ek het 'n verhouding met wat ek sien hier, maar hy's ver meer as dit. En om daardie Jesus te kon ontdek, was dit baie belangrik vir hulle om hom te leer ken vir wie hy is. En daai, kom ons sê, ek wil nie die woord resep gebruik nie, maar kom ons sê, waarheid het Jesus met sy disippels gedeel toe hy die volgende sê. So ek gaan dit lees en dan net sê hoe pas mense toe. En dis Johannes 14 vers, kom ons sê vers 21. Goed, nou julle sal dit dadelik herken, want ons het al heel wat in die afgelope paar jare hieroor gepraat. Ek lees dit net weer. Wie my gebooie het en die bewaar, is nou die ou vertalingse woorde om te sê, die wat doen wat ek sê. En die kort, moderne weergawe van daardie woorde. Die wat doen wat ek sê, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê. En sê gou die res van hy sin? En my aan hom openbaar. Jesus sê, ek sal my aan jou openbaar. Nie op 'n filosofiese vlak nie, 'n werklike vlak, dat jy my kan leer ken vir wie ek is. Verstaan jy dat dit die ontsluiting van jou menswees is? Jou hele mens is wie jy dink jy is. You ain't see nothing yet. Jy dink jy weet wie jy en waar jy op pad. Jy weet niks. 0. As jy regtig wil sien en regtig wil verstaan, is daar net een manier is om die lig, om jouself te sien in die lig van Jesus. Jy moet hom sien. Jy moet hom leer ken. En daar's 'n manier hoe. Hy sê, ek sal my aan jou openbaar. Hoe? Hy sê, doen wat ek sê. Nou, hoor hier. Ek kan nie voorstaan en vir julle sê, ek glo dat Jesus is al die goed wat hy sê hy is.
Maar dis nie die regte geloofsbelijdenis nie. Hoor gou mooi. So ek kan hier staan, en ek onthou jare terug het ons 'n liedjie gesing, I believe in Jesus, I believe He is the Son of God, I believe He died and rose again, I believe He paid for us all, and I believe that He's here now. It's 'n lieflike lied, hè? Ek kan dit sing en ek kan dit sê, maar dis nie die regte geloofsbelijdenis nie. Kom ek sê vir jou, wat is die regte geloofsbelijdenis? So ek kan sê in woorde wat ek glo, maar die ware belijdenis van geloof is wat ek doen in my alledaagse lewe. Dis nie wat jy sê vir mense wat die ware geloofsbelijdenis is nie. Dis wat jy doen in jou gewone lewe. Wat sal wys of jy glo dat hy is wie hy sê hy is. Voorbeeld. Jou kollegas by die werk. Daar ontstaan 'n konflik. Iemand het iets gesê en iets gedit, mekaar opgekarring dalk vir so rukkie. Boef! Pudding. Alright. So wys vir my dat Jesus is wie hy sê hy is. Hoe sê die ene vir my, ja, maar moet nie Jesus hier intrek. Okay, so daar's die oomblik. Nou hou ek jou dop. Jy wat sê, I believe in Jesus. Nou hou ek jou dop. Wat maak jy nou? Gaan jy na Jesus toe en vra vir hom, nie skryf hom voor nie. Ja, dit kry jy baie. Ouens dink hulle is vreeslik gelowig en geestelik as hulle vir Jesus kan voorskryf. Here, ek bid vir hom dat hy sal gered word en dat hy hom sal draai en dat hy tot sy besinning sal kom en sy sotheid sal en ek hoop jy het nou al hierdie notas. Kan dit weer sê, het jy dit allemaal? Ja, goed, dat is hy, wonderlik. Nou het ek vir Jesus pragtig vertel, wat moet hy alles doen teenoor hierdie ander ou met wie ek 'n konflik het. Het jy vir hom gevra? Het jy vir hom gevra, wat moet jy doen? Vra jy vir hom? Sê, hierdie ding, jy kom by die huis en jy's eintlik jou bloedsuiker is bietjie geval en jy's bietjie bewerig oor die konflik en die goeters en daar's bietjie skuim in die mondhoeke en jy kom by die huis, vra jy vir Jesus, waar is hy in hierdie saak? Nee, dis my punt. Jy sê, hy is werklik vir jou. Sien julle die ding? Sê, kyk, ek praat nou met jou, maar ek staan eintlik voor 'n spieël, ek praat my. Nee, ek praat my. Nie met jou nie, ek praat my. Vra jy vir Jesus? Vra jy vir Jesus, wat wil hy hê moet jy doen? Vra jy vir hom? Of is jou kommunikasie met Jesus soos met 'n afgod of 'n imaginary vriend, waar jy alles net vir hom vertel, wat moet hy alles doen, volgens jou amazing insigte, en jy stap maar triomfantlik weg, want hy gaan nou alles uitvoer, wat jy vir hom gegee het om te doen? Of vra jy vir hom? Vra jy vir hom oor wat in jou hart aan die gang is? Vra jy vir Jesus, sê, Here Jesus, het ek nou hierdie storie gehad, maar is daar vlees in my hart ten opsigte van hierdie persoon? Want hy het dan nou 'n paar kwetsende goed gesê, en ek sal hom wel vet oorgee. Praat ek met Jesus oor wat in my hart aan die gang is? Nee, of doen jy? Dis jou ware geloofsbelijdenis. Dis waar ek kan sien, dat jy is regtig by Jesus. Jy glo regtig dat hy is wie hy sê hy is. En jy vra hom, en hy sê vir jou, ja nee, jy het nou verskriklik oorreageer daar. Kyk, as my vrou dit waag om dit vir my te sê, is daar 'n ander gebed wat ek sal bid. Oorreageer, wie is jou oorreageer? My sê ek het oorreageer. Maar as ek met Jesus praat, en hy sê vir my, ja, jy was hom nou, ja, jy was nou heeltemal, jy het oorreageer, jy het die feite vir die goede, jy sê nie, jy het aannames gemaak, en wat ek sal voorstel jy doen, is gaan terug na hom toe, en sê vir hom, jy is jammer, jy is 'n mielie. Hoor jy Jesus dit vir jou sê?
Jy sal dit nie hoor as jy nie vra nie. En jy sal nie vra as jy nie gefokus is nie. As dat nie 'n brandende begeerte in jou hart is, dat ek wil Jesus leer ken vir wie hy is nie. Want hy het gesê, doen wat ek sê. En ek sal my in jou openbaar. En hier sit van julle wat dit al beleef het, waar jy dit wel gedoen het. Jesus het iets vir jou gesê. Jy moes jouself dalk verneder in 'n situasie, wat ook al die saak was. Kom ons hou nou maar by selfvernedering. Jy moes jouself verneder, jou trots lig en gaan en om verskoning vra. En iets gebeur in die aksie. Iets gebeur in die aksie. Miskien, daai ou bly dalk nog net so 'n piesang as wat hy is. Dis nie die punt nie. Iets gebeur in jou hart. En wat in jou hart gebeur, al is dit net in 'n klein mikroskopiese hoeveelheid, is Jesus begin om aan jou openbaar, sodat jy hom kan leer ken as 'n werklikheid. Nou, hoekom vertel ek julle dit? Want dit is ver meer algemeen in my hart, en dalk in joune, om in hierdie woordskool te sit, of in ander vergaderings, jaar na jaar, en jy doen dit nooit. Maar jy het baie te sê oor of mense glo in die wegraping of nie. Jy het baie te sê oor dit en dat en hierdie en daai en hierdie opinie oor alles en 50 YouTubes wat met elke ding saamgaan. Maar jy kom nooit by die punt waar ek in my alledaagse lewe, in my storie met my vrou, met die tuinman, met die huishulp, met my kinders, met die bure, met wat ook al by die dorp, dat ek na Jesus toe draai wat die situasie betref nie. Inteendeel, kom jy dalk agter dat jy nie eers daaraan dink om dit te doen nie. Jy dink nie eers daaraan nie. Jy gaan net bloot deur jou lewe. Jy het gelukkig vanoggend Bybelstudie gehou, halleluja. Jesus is net so verlig. Dan word ek toch gaan daai mis. Sien, en hier gaan ek deur my lewe, en ek gaan deur my lewe, en woensdag aand is dit huisgroep, en dan is ek weer 'n Christen, en ek kan weer filosofeer oor alles, en ek ry huis toe, en Jesus is figureer net nêrens nie. Hy sê, ek vra hom nie, ek is nie by hom nie, en ek verarm in my siel, en ek weet dit nie, ek dink ek is ryk, en weet nie dat dit juis ek is, wat beklaanswaardig, arm, blind, en naak is nie. En nou wil ek vir jou iets kosbaar sê. Luister, ons leef in 'n lewe, waar dit so belangrik is om mense te beïndruk. Jy moet like sê op jou posts, en jy moet dit, en jy moet dat, en mense moet toch net, mense moet het toch net, they must approve of what you are doing, is toch so belangrijk, wat hulle doen. Ek wil net iets vir jou sê. Praat met Jesus bietjie oor daai enetjie, ekskuus terwyl ek dit nou sê. En die feit dat jy so versigtig het, dat almal moet toch net goedkeur wat jy doen. Daar sit 'n verskriklike angel in daai houding. Nee, maar die ding wat saak maak, is wat sê God van jou? Jesus het 2 ontstellende goed kwyt geraak op 2 verskillende geleenthede. Die een was dit: hy wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, is soos 'n man wat sy huis op die rots bou, en die reën het geval, en die wind het gewaai, en die storms het gekom, en die blitse het geslaan, en die huis het bly staan. Maar hy wat hierdie woorde van my hoor en dit nie doen nie, is soos 'n dwaase man wat sy huis op die sand bou, en die reën het geval, en die storms het gekom, en die winde het gewaai, en die blitse het geslaan, en die val van die huis was groot. Was die een ontstellende ding. Die ander ontstellende ding het so geklink. En daardie dag sal baie vir my sê, Here, Here, in die naam het ons duiwels uitgedryf en kragtige dade gedoen, en dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Nou, hoor hier. Jesus het my nie geken nie, want ek het ingekoop op die Jesus kultuur, maar nie op Jesus nie. Hy is nie deel van my lewe nie. Ek vra hom nie wat dink hy nie.
Ek bring nie my alledaagse situasies en hoor wat is sy beslissing en rig my lewe volgens wat hy sê hoe ek moet optree nie. Hy sê nie daar nie. Die enigste kere wat ek na hom toe kom is wanneer ek iets wil hê. Dis al wanneer ek het doen, of een of ander gevoel soek van, jy weet so, nou soek ek 'n vibe, ek soek 'n bietjie iets in. Nou sien ek die jong mense, hulle sê dit was amazing praise and worship, die vibe was daar. Dus ek sou bly vir jou, die vibe was daar. Ek sou meer gewonder het of Jesus daar was. Maar los vir Jesus, maar hy is so besig, jy weet daar in die Midde-Ooste. Gee my net die vibe. Hey, nou wil ek vir jou sê, luister, jy hoef nie Jesus te leer ken nie. Net die feit dat jy baie het om oor hom te sê, beteken nie jy ken hom. Jy hoef hom nie te leer ken nie, jy hoef nie jou alledaagse situasies met Jesus te deel en te begin leer. Eers kom ek agter, dis glad nie eers in my instelling om na Jesus toe te kom met alledaagse goed nie. Dis die begin, dis waar ek begin. En ek raak bewus daarvan, my wêreld, hierdie hele dag het ek deurgegaan en al hierdie krisisse beleef en nie een keer het ek na Jesus toe gedraai nie, want ek sien gewoond daaraan nie en ek moet leer om gewoond te raak. Dis waar ek begin. Maar jy hoef dit nie te doen nie. Jy kan dit los. Jy kan hierdie nuwe jaar ingaan en jouself wikkel met allerlei hope en great goeters en geestelike klinkende goedjies om te sê en nog steeds nie jou hart voor Jesus buig nie, nog steeds nie nou om te kom met die alledaagse goedjies van jou lewe, om te hoor wat hy sê en seker te maak dat jy leer by hom hoe om jou vrou te hanteer of jou man of jou kinders of jou situasie nie. Vra sy opinie en skik jou lewe. Jy hoef dit nie te doen nie. Maar as twee goed wat jy gaan mis, nie net in 2026 nie, maar vir die res van jou lewe, en as jy so aanhou, ook vir die res van die ewigheid. En die twee goed wat jy gaan mis. 1. Jy gaan Jesus nie leer ken nie. Jy gaan jouself bol deur te dink dat jou teorie is kennis van Jesus en dit is nie. Jy gaan nooit beleef hoe hy hom aan jou openbaar nie. En jy gaan deur die hele lewe gaan. En die tweede ding is, jy gaan nie hoor aan die einde daarvan, dat Jesus sê, welkom, goeie en getroue diensknegt, gaan in die rus van jou Heer. Tuurlik ken ek jou. Tuurlik. Ons stap al soveel jare saam. Want toe jy daai een Kersfees by jou skoonma. Ja, jy het moeilik gehad dat daai een, hè? Ja, dankie Here, Jesus het my so gehelp daar, want as ek het moes doen, soos ek dit wou doen. Ek ken hom, en hy ken my. Jesus is so naby aan jou, as die volgende situasie. Leer hom ken. Hy wat my lief het, doen wat ek sê. Hy wat doen wat ek sê, Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en ek sal my aan hom openbaar. Laaste woord, laaste. Ons fumble almal. Fumble, ken jy fumble? Zijn, ons fumble almal. Nie jy nie. Enige iemand hier wat nie fumble nie. Weet julle wat fumble? My pa het altyd vir my gevra, wat het jy in jou hande? Het jy pap in jou hande? Nee? Sê nou maar, gooi die rugby-bal nie, vang hom is. Jy gaan vir hom, dan is hy lankal verby. Dan wacht jy nog vir die binnencenter om het aan te gee. Sê, daar gaan die vleuel af. Ons fumble almal. Verstaan jy dit? Jy fumble. En meneer, jy wat so vol kritiek is oor jou vrou se fumblings, miskien moet jy 'n bietjie tyd spandeer oor jou eie. Wat almal doen. En net 'n ou wat nie bewus is van sy eie fumblings nie, het altyd iets te sê oor iemand anders se sin. En hoe meer jy agterkom dat jy is vol fumblings, hoe stiller raak jy. Raak jy soos Winnie the Pooh se storie, wat sê, he was a very humble tiger, a very contrite tiger. As jy agterkom, maar jy is maar mielie. Luister, ons fumble almal. Hier gaan dit nie
oor wie is die perfekste nie. Ons fumble, erken het, kry klaar. Maar begin leer om met Jesus te stap. Ja, jy fumble, hy weet dit ook. Hy weet dit meer as enigiemand anderste. En hy is bereid om met jou te stap, terwyl jy fumble. Maar hier is die ding, moenie rebels en hardkoppig en hoogmoedig raak, en sê, toe maar ek's net mens nie. Moenie dit wegsteek nie. Jy doen jouself verskriklik skade, en die grootste ding wat jy jouself ontneem, is om Jesus te leer ken, vir wie hy regtig is. So nou vra ek vir jou, ek is 'n ou, wat fumble. Ons het die voorreg om 'n nuwe jaar in te gaan. Verlede jaar hierdie tyd, by ons nuwejaarsdiens, het gesit Dirk Kerry Walters. Hy het net daar gesit daar. Dirk het nie die voorreg om hierdie jaar saam met ons uit te sien nie. So was daar baie, ek en jy het nie ons het nie die kennis van of ons hierdie nuwe jaar gaan klaarmaak nie. Dit is nie vir ons gegee om te weet nie. Maar ons weet ons het die voorreg om in te gaan. Nou vra ek vir jou, wees saam met my, 'n ou wat fumble, ek is een, en jy is ook een. Kom ons leer Jesus ken vir wie hy is. Jy hoef nie mense te beïndruk nie. Leer hom ken. Begin oefen. En die van julle wat my WhatsApp nommer het, jy weet dalk, jy wil dalk my WhatsApp, maar jy weet nie wat te stuur nie. Ek kry dit baie keer. Dan stuur iemand my WhatsApp, miskien sit jy hier, begin jy met u. Of doe hom nie, of iets so, jy wil nie stuur, maar ek weet nie lekker hoe moet ek met hierdie ou praat, nie moet ek so met hom. Luister, hierso, kom ek maak het so maklik. Stuur my WhatsAppie, en vra vir my, hoe gaan dit met Jesus leer ken in jou alledaagse lewe? Vra my reguit. Stuur my 'n WhatsApp. Vra vir my, hoe gaan dit om Jesus te leer ken in jou alledaagse lewe? Ek en jy het nodig om mekaar dit oor en oor en oor en oor en oor en oor te vra. En die antwoord op dit is nie noodwendig net bloot goed nie. Hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Gaan met jou? Nee, ook goed. O, nou ja, daar is hy. Nee, want soms is dit maklik, en soms is dit moeilik. Maar as jy iets die moeite werd wil doen met my, wil jy 'n inset in my lewe hê? Wil jy vir my iets gee wat regtig die moeite werd is? Behalwe daai tannie se dadelkoek. Gee vir my iets wat regtig die moeite werd is, vra vir my. Hoe gaan dit met Jesus leer ken in jou alledaagse lewe? En laat my toe om jou terug te vra. Sê ek nou vir julle, is 2026 die afspraak van 'n leeftyd. En te beleef dat God my in diepte vat. Is dit nie kosbaar nie? Kom ek bid saam met julle. Here Jesus, is nogals 'n nugter gedagte om te verstaan, dat die een met wie ons nou praat, weet presies wat gaan in almal van ons harte aan. Daar is nie kerkklere of enige ander dingetjies nie. Daar is net, u weet presies. En ek wil nou vir u sê, Here, die manier hoe u ons hanteer, en hoe u my hanteer, is so snaaks om te sê, dat selfs u wat my so goed ken, wat eintlik onheilspellend is, want ek kan niks vir u wegsteek nie, is dit die veiligste plek vir my om te wees, om by u te wees, wetende, dat u alles weet, en dat u bereid is om my te lei op die weg van die lewe, as ek bereid is om gelei te wil wees. En ek bid vir my boeties en sissies in hierdie saal vanaand, die wat kyk op die kamera, Here Jesus, mag dit ook in hulle harte wees, om gelei te wil wees, op die weg van die lewe.
En om jy te leer ken in hulle alledaagse lewe. Hoe mundane dit ook al mag wees. Om hulle harte onder u gesag te buig. Te doen wat u sê. Soos wat u dit sê. Sodat hulle u kan leer ken. Here, daar is nie iets meer kosbaar wat ek kan vra in my lewe nie. Daar is baie ander behoeftes wat ons het, wat ons graag aan die voete wil neerlê, maar hierdie saak is absoluut nommer 1. Dankie vir almal wat hier is. Dankie vir die besoekers wat van ver gekom het, en die mense wat hier kuier, en ek weet u het 'n plan en 'n pad met hulle, dit is net 'n gegewe. Mag hulle u ontdek op daardie pad, en in daardie plan. Tot eer en heerlikheid van Jesus, ons meester en ons koning. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Geseënde nuwe jaar vir julle almal. Elke knie sal buig.